Dit is met 'n swaar hart op hierdie sonnagoggend dat ek vandag se gesprek op YouTube doen. My pa is gisteroggend toe die son breek oor die Outeniqua berge is my pa oorlede. En ek het besluit om voort te gaan met die video vandag omdat die tema van hierdie week oor humanity so my pa se persoonlikheid en geaardheid, sy eie roeping verwoord. As ons hierdie maand gesels oor wysheid, oor divine understanding en divine wisdom, het ons al reeds gesels oor humility, ons het gesels oor dignity en vandag gaan dit oor humanity. En meer as een opsig vir elkeen wat my pa geken het, sal weet dat dit iemand is wat in elke letter van die woord, van die betekenis van medemenslikheid geleef het. En ek wil graag 3 gedeeltes lees uit Charlie Chaplin se film The Great Dictator van 1940. Dit is die eerste film waarin dialoog voorgekom het. En ek wil dit graag met julle deel en 'n paar gedagtes hieroor wissel. Charlie Chaplin sê in die film, "We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In the world there is room for everyone. And the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way." Wanneer ons iemand ontmoet binne die eerste paar sekondes, dan vorm ons 'n opinie. Dan hang ons 'n label om iemand se nek van wat ons dink. Ons is so gou om met ons vooroordeele en ons agterdog mense te weeg. En as ek Charlie Chaplin lees, dan besef ek net weer, wat beteken dit om werklik medemenslik te leef? True to our humanity. Want ons het hierdie labels wat ons maak tot daar 'n ramp is. As skielik 'n aardbewing is of 'n tsunami, dan kom mense bymekaar en niemand vra wat is jou geloofsoortuiging, wat is jou politieke affiliasie nie. Mense kom bymekaar om te help. Wanneer daar 'n brand uitbreek in 'n gebou, dan is ons oorlewingsdrang, ons instink is om so vinnig as moontlik uit die gebou te kom. En tog is daar mense wat terughardloop in die vlamme om iemand te gaan red. En as jy na die tyd vra, "Why did you do it?" dan is die antwoord gewoonlik verstommend, dat ek doen net wat enigiemand anders sou gedoen het. Really? Wat is dit in ons menslike natuur? Wat beteken humanity, ons medemenslikheid? In ons Afrika tradisie ken ons Ubuntu. Dat ek is omdat jy is. We are each other's harvest. Ons lewe is in mekaar ingeweef. Ons is ewe mense. En soos elke ander Sondag se video, deel ek graag die woorde van Spreuke 31. "Strength and dignity are her clothing, and she shall rejoice in days to come. She opens her mouth in wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue." What a profound new understanding what wisdom means. Wysheid is beklee met menswaardigheid en medemenslikheid is op haar tong. Leo Tolstoy skryf eers en hy sê, "The meaning of life is to serve humanity." My pa was iemand wat sy hele lewe lank in diens gestaan het
van iemand anderste, iemand met 'n onwrikbare geloof in God, 'n onwrikbare vertroue in God. Dis werklik iemand in die woorde van Micha 6, iemand wat nederig gewandel het met God. So as ek 'n vorm moet invul wat vra vir my ras, dan skryf ek daaroor human. My race is human. Net soos wat as iemand vra, what is your religion op 'n vorm, dan skryf ek daaroor love. Love is my religion. Of jy die bestuur en direkteur van jou maatskappy is, of jy 'n onderwyser is, of jy 'n geneesheer is, of jy die vrou is agter die til, of 'n huisvrou is, as ons humanity nie heel bo aan ons lys staan nie, as ons besigheid nie bedryf word op grond van ons humanity nie, dan is dit tyd om ons hele missie en visie statement op te skeer. Jy sal dit verstommend vind om te weet dat in Skandinawiese lande op al die groot maatskappye se board of directors is 'n resident philosopher. En sy of haar taak op die board of directors is om die maatskappy aanhoudend te herinner of hulle in diens staan van humanity, van ons medemenslikheid. Maar ja, ons oorlewingsdrang, ons instink om te oorleef, skree soms net te hard. En wanneer jy eendag staan op jou hoop van mensgemaakte sekuriteit, dan vind 'n mens jouself stoksiel alleen. Albert Schweitzer vra, the purpose of human life is to serve and to show compassion to one another. My vorm en my definisie en my dimensie van menswees, van my medemenslikheid, lê gewortel en geanker in my Christus ervaring. In die human consciousness, in the Son of Man van Jesus, in sy divine consciousness, in the Son of God, vind ek ook my eie medemenslikheid. En as ek Christus se boodskap kan opsom in een sin, dan is dit only in our humanity will we find our divinity. Ons het Jesus so vergoddelik dat ons van God ook mens gemaak het, wat God tog nie is nie. En nêrens lees ek in enige van die evangelies dat Jesus na homself verwys as God nie. Hy sê ek en my Vader is een. En ek kom om vir julle lewe en liefde te wys in julle medemenslikheid, because only in our humanity will we find our divinity. En daarin is Christus 'n barrier breaker. Hy gaan verby ons vooroordeele. En hy sien mense as mense. En daarom gaan Charlie Chaplin verder in die film en hy sê, machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. I am my Father's son. Alles wat ek is, my roeping, my taak is my pa. He had such a great humanity. En in sy humanity
was sy wysheid, was sy insig, sy waarheid en sy goddelike uitsig, sy wysheid. Only in our humility, in our dignity, in our humanity, daarin vind ons goddelike wysheid. Ek dra vandag op aan my pa. Kan ek vir ons 'n gebed doen? O Heer, as u seun ons herinner dat die koninkryk van God is in ons en om ons en by ons, dan is dit tog waar van elke mens. Dat ons medemenslikheid leef in ons harte. Dit lê in ons omgee en ons deernis vir mekaar. En ons moet ons medemenslikheid omarm sodat die wêreld u kan sien. Hoe anders sal die wêreld u sien as ons nie mekaar waaragtig liefhet met hart en siel, met lyf en verstand nie. En ja, o Heer, ons wil 'n betekenisvolle lewe leef. Ons wil weet wat beteken dit om ten volle mens te wees. Wys ons hoe. Not human perfection, but a human wholeness. Not a human perfection, but a human wholeness. Gee dat ons elke oomblik bewus sal wees. Bewus sal wees van wie ek is ten opsigte van my medemens. Wie ek as mens is in my menswaardigheid, in my medemenslikheid. Wie ek is. Want u is tog nie van buite na binne nie. U is juis die God van binne na buite. Maak die droefheid in ons harte stil. En dat die gedagtenis en die herinneringe net die mooiste verhale by ons sal bring. As ons onthou wie aan ons aardse lewe gegee het, maar bovenal dat hy 'n voorbeeld was van wie ons ewige lewe vir ons gee. Bid ons in die naam van Jesus. Amen.